Goeienaand almal, dis Woensdag aand met ons familiekuier en vanaand gaan ons kyk na die ortografie van die liggaam. Wat dit is, wat dit beteken, want dit is so fantasties, dit is so wonderlik hoe God die mens gemaak het, hoe God die liggaam van die mens gemaak het en meer nog, hierdie liggaam behoort eintlik nie aan ons nie. Hierdie liggaam is die Christus liggaam. Hierdie liggaam is duur gekoop. Verheerlik God nou in jou liggaam en in jou gees, wat eintlik in hom behoort. Wat 'n voorreg om deel te wees van dit. Wat 'n voorreg om te weet, ek is in die tempel, ek is in die liggaam, ek is deel van die begeerte van God, want God is gees, en vir God om homself te openbaar, moes God sigbaar word. En die enigste plek van sigbaar word, is in 'n vleesliggaam. Wat 'n voorreg. Dis hoekom Psalm 139 vers 14 sê, ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. So dis belangrik om te weet, jou siel speel 'n geweldige groot rol, as dit kom by jou liggaam. Daarom is die einddoel van ons geloof, die saligheid van ons siel. Die derde brief van Johannes sê, mag dit met jou goed gaan in alles, mag jy gesond wees, soos dit met jou siel gaan. En vanaand gaan ons kyk na wat beteken dit, die ortografie van die liggaam, en hoe uniek het God die liggaam gemaak, dat die liggaam oor die vermoë besit, om homself te kan genees, herstel, en dit is so fantasties, die tempel van die Allerhoogste, wat 'n voorreg. Nou vanaand se boodskap is tot aansporing, en nie tot aanstoot nie, want ons berei jou voor in die bediening vir lewe, en nie vir die dood nie. Dit is belangrik om te weet, ons moet nie meer of voller van God nie, die volheid is reeds in ons. Dis eerder hy wat homself in en deur ons as uit ons wil openbaar, omdat ons hom reflekteer as beeld en as gelykenis. Die probleem is, die toestand van ons siel bepaal die manifestasie van ons vryheid as die Christus geopenbaar. Daarom sal ons die waarheid ken, en die ken van die waarheid is daar die vryheid. Dit beteken, al wat sal manifesteer, is wie en wat hy is. Dit is nie jy meer van hom nie, nee, dit is nou hy, meer van jou. Dis hoekom 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word, luister mooi, teen die kennis van God, en elke gedagte gevangen neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. En Abba Vader is so fantasties, hy het iets ingestel, om die mens daarmee te help, en dit is so 'n groot eer en 'n voorreg, om hierdie lewenswandel en ons handel, so te lewe, dat as Christus wat ons lewe nou is, geopenbaar word, ons as Christus in heerlikheid geopenbaar sou word. Is dit nie fantasties die mense? Tot ons 'n dimensie sal bereik, soos wat Jesus gesê het, byvoorbeeld in Johannes 14. Kyk gou wat sê Johannes 14. Hoor gou wat sê Jesus in Johannes 14. Johannes 14 vers 30 sê Jesus, ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Met ander woorde, ek en jy kan 'n plek leef waar die owerste van hierdie wêreld, omstandighede, situasies, wat ook al, niks aan ons het nie en niks in ons het nie. Dit is so fantasties.
En waarna word verwys? Waarna word verwys? Kyk gou net wat sê Jesaja 58 vers 6 oor dit. Waarna verwys ek vanaand as ek praat van die ortografie van die liggaam? Wat is dit? Wat is dit wat die mens help om 'n dimensie te leef, dat as enigstens iets jou boelie en siel kry swaar, siel word gemanipuleer deur wat ook al, en ek gaan vanaand vir jou 'n paar dinge wys, 'n paar punte uithaal, dat ek 'n dimensie kan bereik van net versadig, want Psalm 103 vers 5 sê, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. En dis belangrik, ek het al baie gesê en ek gaan dit weer sê, hoe ouer ek word, hoe beter word ek. Nie die persepsie wat ons het, as jy sterk is 70, 80, dan begrawe ons jou nie. Nee. Ons behoort aan die opgewekte, verheerlikte Christus. Dis 'n heel ander dimensie wat ons lewe, mense. Ons is die verheerliking as opgewek, waar Jesus gesê het, kom vat aan my. Ek is nie 'n geesie, ek is vlees en been, en ons is sy vlees en ons is sy been. Ons is die liggaam van Christus en lede onder mekaar, of lede onderling. Kyk hoe wat sê Jesaja 58, waarna word eintlik verwys? Vers 6, is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat julle losmaak, die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal, die stroppe van die juk, en vry laat weggaan, die verdruktes, en elke juk stukken breek. Ek wil vanaand vir jou sê, dit is so fantasties, as jy dit verstaan, dit word deel van jou lewenswandel, is dit nie om God se arm te draai nie, jy het reeds die volheid, alles het reeds niet geword, dis net om siel te help, vir dit wat nog 'n juk en 'n las is in jou lewe, iets waarmee jy dalk sukkel. Ek verseker jou, my vriend en my vriendin, as jy vanaand se boodskap toepas in jou lewe, sal jy verbaas staan hoe jou liggaam homself herstel, hoe jy loskom en jou siel versadig word, en jy geniet 'n dimensie as 'n heerlikheid, Christus geopenbaar in vlees. Dis bonatuurlik, want dis nie jy nie, dis nie in jou vermoë nie, jou liggaam het nou die vermoë om homself te kan genees. Is dit nie fantasties hier? Is dit nie wonderlik nie? Nou ek het 'n paar punte uitgehaal wat teen die kennis van God is. Dit beteken om God te ken is die ewige lewe. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, om hom te ken en Jesus Christus die waaragtige wat hy gestuur het. Met ander woorde, alles in my siel mens wat spanning en stres veroorsaak, en ek gaan 'n paar dinge uithaal vanaand, of 'n juk en 'n las, weerhou my, en dis teen die kennis van God, en die vleesliggaam, die tempel, die huis, die woning, die begeerte van God, ly skade. So kom ons kyk na dit. Punt nommer 1 is onkunde. Wat doen onkunde? Dit weerhou ons van die oortuiging, omdat ons nie glo dit wat God van ons glo nie. En dit veroorsaak dat die tempel, die liggaam, agteruitgaan, vergaan en uiteindelik die dood. Is dit nie hartseer nie? Onkunde. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan te gronde, ons gaan nog dood as gevolg van 'n gebrek aan kennis, om hom te ken. Dis seker die belangrikste sleutel wat daar ooit kan wees in my en jou lewe, om myself te sien soos hy my sien. Die tweede ding is ons denke bewustheid, dit wat ons bedink. Romeine 8 vers 6 sê, die wat vleeslik is, bedink die dood. Dit wat geestelik is, bedink lewe en vrede. Met ander woorde, ons bewustheid is dood, omdat ons nie leef uit dimensie, dit is volbring, verlede Sondag se boodskap, om te leef uit dimensie ewigheid nie. En die Christus denke, word nie geopenbaar nie, want ons leef uit ons 5 sintuig denke, die wêreld, omstandighede, situasies, definieer ons. Nou, dit is belangrik om te weet, jy het nie 2 verskillende denke nie, jy het nie die Christus denke en die 5 sintuig denke nie, jy het net die Christus denke. Maar omdat ons 'n lae orde leef, omdat ons nie weet wie ons is nie, en ons leef van buite af na binne toe,
dan definieer situasies en omstandighede ons, terwyl ons veronderstel is om te leef uit dimensie ewigheid, uit die fontein in ons, wie en wat ons is. Dit beteken ek leef my Christus denke, dit beteken ek leef uit identiteit, ek leef uit dimensie volheid. Dit is hoekom die eerste brief van Johannes 2 vers 16 sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En as dit ons definieer, leef ons 'n vyfsintig wêreld, en ons uiteinde is goed en kwaad, en dit is die dood. Die derde ding wat ons weerhou van die manifestasie van ons vryheid, die openbaremaking van God in vlees, want daar is 'n verborgenheid, en die verborgenheid is groot. God word geopenbaar in vlees, is spanning en stres, mense. Spanning en stres is 'n ewel van vandag. Wat doen spanning en stres? Dit verhoog die risiko vir dodelike toestande, soos hartaanvalle, beroertes en hoë bloeddruk. Kroniese stres beskadig die liggaam oor 'n tyd en dra by tot die hoofoorsake van sterftes wêreldwyd. Dit is hoekom die koninkryk van God is vrede, en dis 'n vrede sonder einde. Met ander woorde, hoe ouer ek word, moet dimensie vrede meer en meer word. Romeine 14 vers 17 sê, die koninkryk is nie spys en drank nie. Die koninkryk is nie spys en drankie, maar is vrede, geregtigheid en blydskap in die Heilige Gees. Dit beteken, ek het nie vrede nie, dit beteken, ek is vrede, ek is die geregtigheid, ek is die blydskap, 'n heel ander dimensie. En dan punt nommer 4, wat ons weerhou van hierdie potensiaal, as die tempel, as die liggaam, is vetsug. Nou wat doen vetsug? Dit is 'n belangrike onderliggende risikofaktor, wat lei tot lewensgevaarlike toestande, soos hartsiektes, beroerte en diabetes. Dit verminder lewensverwante gesondheid en verhoog die risiko van voortydige dood aansienlik. Nou met ander woorde, hy praat van voortydige dood, terwyl ons veronderstel is, geen dood, om nie dood te gaan nie. Want as ons doodgaan, verloor nie net jy nie. God, wat Gees is, verloor sy tempel, God verloor sy wettige reg op hierdie aarde. Dan is die 5de ding wat ek wil uithaal, versoekinge. Wat is versoekinge? Versoeking is druk toegepas op jou denke. Hoekom? Om seker te maak, is jy nie dalk die seun van God, volwasse, of is jy maar nog steeds net 'n kind? Met ander woorde, versoekinge is maar net daar, om seker te maak, is ons nie dalk die seun van God nie, of is ons maar nog steeds net kind, Seun beteken natuurlik volwasse, seun beteken natuurlik deur die Gees gelei, en nie meer onder 'n wettiese stelsel nie, van werke, van my vermoë, van situasies, van omstandighede nie. Kyk gou wat sê Jakobus 1 vers 2. Jakobus 1 vers 2 sê, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Vers 4 sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. Weereens gaan dit oor die toestand van jou siel. Die toestand van jou siel manifesteer die toestand van jou liggaam. En situasies, omstandighede, versoekinge, druk, toegepas, spanning, stres, is alles elemente wat die siel kan onrustig maak en wat die siel kan so laat manifesteer, en dit gebeur als in jou liggaam. Dit word in jou liggaam geopenbaar. Daarom moet siel versadig word. Daarom is die einddoel van ons geloof die saligheid van ons siel, my vriend en my vriendin. Versoeking beteken druk toegepas op jou denke, om seker te maak,
is jy die seun van God, of maar nog steeds kind. Lydsaamheid beteken weer 'n kwaliteit wat nie beswyk onder omstandighede nie. Is dit nie fantasties nie? Daarom word ek nie gedefinieer deur omstandighede, deur mense, deur situasies nie. Ek sien myself soos God my sien en dis my identiteit en dis waaruit ek leef, ongeag wat my omstandighede is. En wat 'n voorreg om mee te leef, en dis wat dit beteken. Ek is vrede, ek geniet vrede. Al wat oorbly vir my is net vrede en lewe. Kyk wat sê Jakobus 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoeking niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde om die merk te mis. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood. Hoe hartseer en hoe verskriklik. Kyk gou wat het met Jesus gebeur. Kyk gou watter versoekinge het Jesus deurgegaan. Lukas 4 vers 1, en Jesus het vol van die Heilige Gees. Wie wil graag vol wees van die Heilige Gees? En kyk wat het gebeur. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir die klip, dat dit brood moet word, en hoor wat sê Jesus, nog 'n sleutel, maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Vers 2, die duiwel het hom eers versoek, 40 dae na dit, toe hy begin honger word. Met ander woorde, my vriend en my vriendin, hierdie dimensie van vas is 'n plek, waar ons kan deel met versoekinge, en selfs 'n bewustheid, soos wat Petrus gesê het, Jesus, ek verbied u, Matteus 16:23, en Jesus vir hom gesê het, wyk Satan, jy is vir my 'n struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van 'n mens. Met ander woorde, my vriend en my vriendin, daar's 'n dimensie waar ons sal lewe, waar ons kan dink, net soos God, as die Christus denke, en ons sal nie meer van brood leef nie, ons sal nie meer van voedsel, van kos leef as bron van ons lewe nie, maar uit die woord en van die woord, wie en wat God is. Is dit nie fantasties nie? Halleluja. Punt nommer 6 is verslawing. Nou wat is verslawing? Dis 'n kroniese breinversteuring, wat iemand dwing om 'n middel te gebruik, of 'n aksie te herhaal, ondanks slegte gevolge. Belangrike aspekte sluit in fisieke skade, 'n verbrokkelende verhouding en finansiële probleme. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 6 oor dit. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 6 oor dit, oor verslawings. 1 Korintiërs 6, want die uiteinde is die dood, my vriend. Die uiteinde is die dood, en ons kies lewe, ons wil lewe, ons berei jou voor vir lewe. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 6 vers 12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Met ander woorde, daar's niks in hierdie wêreld wat manifesteer dat dit my oorheers, waar my liggaam vir my dink as oortuiging, en ek maar net inval as 'n verslawing. Die uiteinde is, hierdie tempel, hierdie liggaam, ly skade, en verslawing kan enige iets wees. Daarom sal ons die waarheid ken en die waarheid manifesteer as die ken ons vryheid as net Christus geopenbaar. Vers 13 sê iets interessants. Die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. Die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here,
en die Here vir die liggaam. Wat beteken dit? God sal die een tot niet maak en die ander tot niet maak. Voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel. Dit beteken, tot niet maak beteken om dit kragteloos te maak, van geen effek, nie meer jou bron van lewe nie, jy leef suiwer bewus wees, die Christus. Met ander woorde, die area in my en jou lewe, wat die meeste oorheersend is van die mens, is ons voedsel, is wat ons eet. Want die meeste mense het die persepsie, dit is jou lewe, terwyl dit nie waar is nie. Christus is my lewe. As Christus nou jou lewe is, en Christus word geopenbaar, sal jy as Christus in heerlikheid geopenbaar word. Kolossense 3 vers 4. En vir my en vir jou, om by 'n plek uit te kom van 'n saligheid, 'n siel versadig, sodat liggaam die heerlikheid en die lewe kan geniet as Christus geopenbaar, is daar een area in ons lewens wat God gebruik het om die mens te help om vry te kom, dat elke juk en las, verslawings, versoekinge, vetsig, spanning en stres, onkunde, ons weerhou daarvan, en dis ons voedsel. Daarom my vriend, is dit so fantasties, dis baie interessant, ek noem het maar net vir interessantheid nou, die apokalyps van Elia, dit beteken die openbaring van Elia, is 'n antieke, buite-bybelse apokryfe teks, wat in die vroeë eeue van die Christendom ontstaan het, waar geskryf staan dat God die heilige vas ingestel het, om die mens te help in die herstel van sy liggaam, teen siektes, onrein geeste, versoekinge, en alles van buite wat probeer inspraak maak, en die oorsaak is dat die liggaam as God se tempel duur gekoop, vergaan, tot niet gaan. Met ander woorde, vers 13 sê, 1 Korintiërs 6 vers 13 sê, voedsel is vir die maag en die maag is vir voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. Dit beteken, as ek en jy sukkel met 'n juk en 'n las, gaan in 'n vas in, sodat die autografie van die liggaam homself kan herstel, jy jou oorwinning kan terugkry, jou vryheid kan geniet, uit die vas kan uitgaan, totdat jy die dag bereik van 'n suiwer bewustheid as net Christus. Met ander woorde, die vas is ingestel as 'n geestelike instrument, as 'n geestelike gereedskapstuk, om my en jou te help, om alles teen die kennis van God af te breek, en jou liggaam is so fantasties, ek gaan nou vir jou wys hoe hy dit self doen, net deurdat jy jou onttrek van dit wat die grootste verslawing oorheersende krag is. Dit is die kos en die voedsel wat ons eet. Dis al wat dit beteken. Met ander woorde, ek kan ingaan, ek kan uitgaan. Ek kan ingaan, ek kan uitgaan, totdat ek 'n dimensie sal bereik, waar ek so leef as 'n suiwer bewustheid, as 'n oortuiging. Dit is hoekom, ek gaan dit weer herhaal, die 3de brief van Johannes 1 vers 2 sê, mag dit met jou goed gaan in alles, mag jy gesond wees soos dit met jou siel gaan, al is dit baie keer nodig om die oorheersende krag in die mensdom se lewe weg te neem as kos, as voedsel, wat seker die hoofoorsaak is van die mense dood, in vetsig, in spanning en stres. Hoeveel mense is daar, as hulle gespanne is en stresvol is, eet hulle. Met ander woorde, die mens eet hom eintlik dood, terwyl ons die persepsie het, dit is ons lewe. Nee my vriend, Christus is jou lewe. Ja, dit is so fantasties. Dit is so wonderlik. Nou ek gaan vanaand net vir jou 'n bietjie iets deurbring, wat in jou liggaam gebeur, in 'n 5 dae vas, waar ons kos wegneem, sodat die autografie van die liggaam homself herstel. Wat gebeur? Dag 1. In dag 1 verloor jy glikogeen. Nou glikogeen is 'n reeks van glikose molekules aan mekaar gekonnekt soos 'n ketting. Dit lyk soos 'n ketting. Vir elke glikose het jy 3 waters. Dit is soos 'n sak vol suiker vir elke glikose. En in die eerste dag van jou vas, gaan daai glikose sak water, 3 dele water vir elke 1 glikose wat so suiker is weg. Jou liggaam begin klaar met sy proses. In dag 1 verloor jy glikogeen en water wat onnodig is in jou liggaam.
Die hormoon insulien in jou liggaam word verlaag, wat soos 'n skakelaar is. Met ander woorde, daar word nou oorgeskakel, jou liggaam skakel homself oor, om nou suiker en vet te verbrand. Dit beteken, jy eet nie meer voedsel nie, jy eet nie meer kos nie, want die vet in jou liggaam is nou die voedsel. Jou liggaam eet hom nou self, en dis wat autofagie beteken. Al die vet, veral om jou organe, mense, veral om jou organe. Daarom raak jy versadig van dit, en nie meer honger tydens 'n vas nie. Die vet in jou liggaam word die brandstof wat jou voed. Dit beteken, die skakelaar is aan vir die begin van die herstel van jou liggaam. Is dit nie fantasties hoe God ons gemaak het, die mense? Is dit nie fantasties nie? In dag 2, wat gebeur in dag 2? Die liggaam produseer ketose as 'n natuurlike metabooliese toestand. Dit word nie van buite af voorsien nie, maar ontstaan van binne wat help met vetverbranding en brandstof voorsien met baie voordele, soos breinkrag, jy fokus beter, jy konsentreer beter, jy het 'n beter vermoë met leerkrag. Dit is 'n natuurlike antidepressant. Wow! Daar is ook nou meer ketose en minder honger. NB, nou begin autofagie, nou begin die herstel. Wat is autofagie? Jou liggaam begin alles wat oortollig is herwin as brandstof en nuwe liggaamweefsel en selle word nou gevorm. Wow, is dit nie groot die mense? Jy weet nie eens van dit nie. Jy het net die ding wat die mens oorheers kos weggevat. Jou liggaam sê, jeehoe, en die tempel word skoongemaak en die tempel word herstel. Wat is selle? Selle is die kleinste lewende boustene van die liggaam. Terwyl weefsel gevorm word, wanneer baie soortgelyke selle saamtrek om een taak te doen, daar vind nou verjonging plaas. Psalm 103 vers 5 sê, wat jou siel versadig met die goeie. Nie met spanning en stres en oorheersende goedie, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Wat 'n eer, wat 'n voorreg om dit te weet, en toe te pas en te leef. Kyk wat gebeur in dag 3. In dag 3 is daar nog meer, 'n dieper ketose. En nou is jou brein eers opgewonde, want die brandstof in jou liggaam is nou net ketose. Dit beteken beter breinkrag, beter gemoed, jy is gelukkig. Romeine 14:17, die koninkryk is nie spys en drank nie, maar vrede, geregtigheid en blydskap in die Heilige Gees. Wat gebeur verder? Jou BANF, wat is dit? Jou brein afgeleide neurotiofise faktor, wat nuwe breinselle vorm. Die kapasiteit van jou leerkrag word verhoog. Jy is net skerp, geestelik skerp. Jou BANF kan tot 400% verhoog in dag 3. Nou is daar 'n diep autofagie wat plaasvind, herstel. Beskadigde selle wat kroniese siektes veroorsaak word herstel. Kankerselle word herstel. Virusse word verwyder. Bakterieë en inflammasie word afgebreek. Mense, is dit nie fantasties nie? Is dit nie groot nie? En belangrik, jou immuunstelsel word herstel op dag 3, deurdat alle beskadigde witbloedselle en stemselle herstel word. Witbloedselle is jou immuniteit, is jou soldate wat virusse en bakterieë en inflammasie beveg. Stemselle help met die vorming van nuwe selle. Jou gut, jou darmwand, die sluimvies van die darm, jou ingewande word herstel. Jou spysverteringsstelsel skoongemaak en herstel. Mense, dis 'n wonderwerk op sy eie. Sê gou vir my, net tot op datum, is jou liggaam dan daar om dood te gaan, of tot niet te gaan, om te vergaan? Nee my vriend, hierdie liggaam, huisves die koninkryk, huisves God as volle kapasiteit, as ewigheid, huisves die Heilige Gees, huisves jou om hom te geniet op die aarde as geopenbaar, Christus in vlees. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie?
Kyk wat gebeur in dag 4. Dag 4 is maksimale vetverbranding, met geen hongerpyne, en nou geen belangstelling in kos. Die antioxidant netwerk word opgebou. Jou hormoonsysteem ook nou meer aktief en beter. In dag 5, keer ons terug. In dag 5 word die skakelaar teruggeplaas. Nou begin jou liggaam weer gevoed word met die regte, gesonde voedsel. Die skakelaar word nou weer oorgeskakel en in plaas van vetverbranding begin 'n massiewe herbouing as groei. Jou vel, jou spiere, jou gewrigte, jou brein, alles is net beter. Ek het verlede week 'n 6 dae vas gedoen. Toe Xavier my sien nadat sê Xavier, Pastor Rudy, jy lyk anders, jy lyk jonk. Ek het vir niemand vertel van dit nie, vanaand vertel ek vir jou. Is dit nie goeie nuus nie, mense? Is dit nie goeie nuus nie? Kom, as ek vanaand vir ons bediening moet vra, wie wil doodgaan? Niemand wil doodgaan nie. Jare gelede het Abba Vader vir my gesê, dis goed dat julle bid vir die siekes, maar leer die mense nie om siek te word nie. So hoekom moet ek eers wag tot ek gediagnoseer word met kanker, as ek kanker vry kan leef, deur hier te leef, sodat siel versadig kan word, want siel adverteer die toestand van my liggaam. Kyk wat gebeur nog. Hulle beweer elke mens het 'n onverganklikheid DNA geen of DNS geen. Maar kyk wat gebeur. Gene in jou liggaam is aangeskakel wat nooit ooit aangeskakel sou wees nie, om 'n beskadigde DNS en neurone te voorkom. Hoor julle wat ek sê? Wat is kanker? Dis beskadigde selle wat homself vermeerder en dupliseer. Ons kan dit voorkom, mense, ons kan dit voorkom deur nie oorheers te word deur enige ietsie, want die kragtigste ding wat die mens oorheers is kos. Ons eet ons dood, mense, terwyl Christus ons lewe is. Wat is jou DNS? Die menslike DNS is die genetiese kode van lewe. Is dit nie fantasties nie? Ek bring vanaand vir jou goeie nuus, en ek het vanaand vir jou kom vertel hoe wonderlik en uniek is jou liggaam, God se hande werk. Ons kan hom net vereer en verheerlik in ons liggaam, deur nie meer oorheers te word deur enige ietsie behalwe Christus geopenbaar. So ek hoop dit het vanaand vir iemand iets beteken, en nog steeds, dit is nie tot aanstoot nie, dis 'n aansporing vir ons, om dimensie Christus te leef op hierdie aarde, om God te openbaar as verheerlik, en saam met hom hierdie lewe te geniet. Jesus sê, daar's 'n dief wat steel, slag en verwoes. Hy het gekom om lewe te bring en lewe in oorvloed. En ek sê vanaand vir julle, kos en voedsel wat ons eet, is deel van daai dief. Later gaan ek aan julle ietsie bring, daar's 'n dimensie waar ons kan leef, waar selfs voedsel, waar self daai skaapchop, daai vet, waarvoor almal so bang is as cholesterol, alreeds op die kruis vrygemaak is. Dis hoekom Kolossense 1 vers 15 sê, hy is die eerstgeborene uit die dode van die nuwe skepping. Met ander woorde, selfs hy skaapchoppie of wat ook al wag vir ons as 'n dimensie van geen veroordeling in ons hart, waar selfs alles vrygemaak sal word as reeds rein. Onthou die verlede week se boodskap, alles is reeds baie goed. Maar om vir my en vir jou te help om te bly lewe, om die dimensie te bereik van geen veroordeling in ons hart nie. Dit sal ons deel 2 boodskap wees, dat jy verstaan waaroor dit gaan. Vir ons, totdat ons 'n dimensie sal bereik van geen veroordeling, het God iets ingestel om ons te help, om ons vryheid te geniet. Die autografie van die liggaam, dit beteken 'n vas dimensie wat ek ingaan, my liggaam weerhou van kos, sodat my liggaam self die skakelaar aansit, en herstel begin, en later ons terug kan skakel, en so ons oorwinning kan geniet, deurdat siel al hoe meer 'n saligheid belewe, en dit sal manifesteer in ons liggame, as sy tempel, as sy begeerte. Is dit nie fantasties nie, my vriend? Is dit nie fantasties nie? En in Abba Vader, al die eer, en ek maak 'n uitnodiging, kom ons verheerlik hom, in ons liggaam, en ons gees, wat nie aan ons behoort nie, wat aan hom behoort, want ons is duur gekoop, ons is nie goedkoop nie, my vriend. Hierdie liggaam van jou,
eer jou liggaam. Sê dankie vir jou liggaam, ongeag wat ook al die situasie nou is. Wees dankbaar, praat met jou liggaam, 35 triljoen selle, luister na jou, en is daar om my en jou te help, sodat God sy huis, sy woning, sy tempel, sy begeerte, vir ewig kan behou, en dit is op die aarde. Halleluja, halleluja, halleluja.